en 'n hartlike goeienaand. Welkom by die Sanlam Boland Rugby Derby Days waar slag gereed staan vir die wedstryd tussen die Pumas en Miracles. Is 'n gemeenskaplike wedstryd, maar nietemin ons wil sien waaroor die Boland gaan. Waaroor is die erns, die krag, daar waar Dawid die wortels begrawe. Dis waar ons vanaand gaan krap om te sien wat in die Boland ingaan. Ons is in Lakenvlei vanaand hierso op 'n plaas en wat 'n lekker voorreg is dit om hierso vanaand te wees. Ons het bietjie verdwaal op pad hiernatoe, maar ons is hierso. My naam Lucien Kibro, ek gaan net die MC wees vanaand tussen hierdie twee awesome rugby clubs. Ek het vir Miracles hierso aan my regterkant, hulle lyk slaggereed, en dan het ek vir Pumas aan my linkerkant. Ek weet nie, die manne gee nie seers hier nie. As jy lekker, die manne is baie kan ons hoor hierso. Ons is reg, ek beloof jou, vanaand gaan 'n lekker aand wees, ons gaan lekker rugby gesels, is die Sanlam Boland Rugby Derby Days, en ek kan sien hierdie manne is regtig lus vir die ding. So ek wil definitief dankie sê vir die manne agter die skerms, net 'n voorwoord, die man agter die harde koole manne natuurlik, Konny Klaasen, hy gaan die stream behartig, ons sê vir hom geluk met sy verjaarsdag, hy man het 'n paar dae terug weer, kom ons hoor dit vir Konny. Is 'n man wat altyd slaggereed staan in die Boland om te dien en om nie gedien te word nie. Dit is altyd great. Konny, so baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie ook dan natuurlik, ons het die Boland Ibilid hierso, Craig Volmoer, hy gaan 'n geleentheid hê, en dan het ons natuurlik die bestuur, die spelers, sowel as die afrigters van beide Pumas hierso en van Miracles, en hy manne staan ook slaggereed. Ons gaan begin natuurlik met 'n voorwoord, 'n woord natuurlik, ek sê dit altyd, en die president sê het ook van die Boland Rugby en die Benny van Rooi sê het ook nou baie dat, jy weet, rugby het 'n plek geraak waar die Here kan deel kan van vorm. Hy kan by 'n rugby game kom uitstiek, man, en ons nooi altyd, en dit is ons hartsbegeerte, dat die Here altyd betrokke is en dat hy altyd in die mix sal wees, dat hy vir ons sal lei en dat hy vir ons sal guide met alles wat ons doen. So, ons gee vir die Here die eer, ons gee hom die prys, en die man wat vanaand vir ons gaan 'n woord gee en 'n gebed, is niemand anders as Pastor Cyril de Kok. Ons gee lekker hande klap op Pastor. Goeienaand. Ek hoop dit gaan goed. Het is vir my 'n eer en 'n voorreg om vanaand hier te staan, die bestuur Boland Rugby Unie, die unie waarin ek behoort, waarin ek die area waarin ek lewe, waar ek sien die impak wat rugby op my gemeenskap het. Sonder rugby het ons 'n klomp ander ewels wat kop uitsteek. Met rugby sien ons dat die ewels afneem. Ons sien nuwe talent wat vorentoe kom, en ons doen dit en ons sien dit met kinders wat uit hierdie area en uit Miracles se area uitkom. Miracles het so 'n mooi naam, Miracles, maar Pumas het nog 'n beter naam, Pumas. Ek gaan nie bias wees nie, ek beloof ek gaan nie. Ek wil graag net 'n gedeelte aan die voorhand, 'n baie kosbare gedeelte vir my, is in Psalm 139 en vers 5. Dit sê, dis ek die Here jou God, wat jou toemaak van agter en van voor, en ek lê my hand op jou. Dit beteken, elke wedstryd, elke huis, waaruit 'n speler uitkom, is onder hierdie beskerming van die Here. Jy weet, wanneer ons sports doen, of wanneer ons betrokke raak in sport, dalk het jy miskien 'n sienswyse oor sport, maar ek het eerstehandse kennis om te sien wat sport in my gemeenskap doen. Ek wil amper sê, soos die skole sal sê, a child in sport is a child out of court. En ek wil eintlik sê, jy kan dit meet aan die manne wat rugby speel ook. Die manne is gedissiplineerd. Dit is wat rugby doen, dit dissipline jou. Want rugby is 'n teamsport. En uit teamsports uit create ons opportunities, geleenthede. En my 5 sent wat ek vanaand ingooi, is die.
elke keer wanneer jy op 'n wedstryd of in 'n wedstryd is en jy klim op hy veld met hy jersey, onthou net, daar's 'n mammie wat langs hy veld sit met 'n kind op sy skoot of op haar skoot wat vir jou kyk. En een of ander tyd stryk dit 'n spark in daai kind se lewe. En hy kind het 'n desire om rugby te speel soos daai oom. Want hy het dit gesien in sy community. So elke keer wanneer jy op die veld opdraf met die jersey aan, trek hy jersey met trots oor jou kop. En weet net, dis hy wat jou toemaak van agter en van voor. En hy lê sy hand op jou. Ek wil net gou 'n gebed doen, liewe Here. Ek loof U en ek prys U vir sport. Ek dank U, Here, dat ons in hierdie area sport kan beoefen. Te midde van 'n klomp uitdagings sê ons vir U dankie. Dankie ook vir die geleentheid vanaand waar ons so kan by mekaar wees om sport te vier binne in Boland. En ons loof U vir die bestuur van Boland. Ons dankie vir die insette en ons vra, Here, dat U hierdie rugby-unie tot hoër hoogte sal lei. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Ek dink ons kan 'n lekker hande klap. Hy's 'n lekker woord gewees. Baie dankie. Pastor Cyril de Kok, hy beskerm ons van voor, hy beskerm vir ons van agter af. Hy is die skild rondom ons en mag die Boland in hy skild van die Here vorentoe beweeg. Ons het dan natuurlik iemand hierso van die Pumas wat net vir ons 'n lekker verwelkoming gaan doen. Ek moet natuurlik groet, maar ek weet ek gaan dit later doen namens die president van die Boland Rugby Unie, president Benny van Rooi en sy vice Pat Maran, wees gegroet. En dan groet ek ook namens die CEO van die Boland Sanlam Boland Cavaliers, Quentin van Rooyen natuurlik ook. Kom ons gee 'n hande klap vir die Cavaliers wat in die Karibebeker gaan speel. Manne het uitstekende werk gedoen. Quentin, natuurlik Coach Havies Fourie en Turlo en die boys uitstekende werk gedoen by die Cavas en Boland verteenwoordig weer in sy regmatige plek saam met die groot manne. Dis baie belangrik. Ons het dan 'n man wat vir ons gaan gesels in namens die Derby en hy gaan ook lekker gesels waaroor dit gaan, waaroor gaan die klubs en hulle sê ek moet hom 'n naam noem, maar ek gaan maar die naam op die spyskaart noem as Gawie sê koe. Kom ons hoor dit vir Gawie. Gawie het sy trui ook saamgebring. Hy man is slaggereed. Ek dink hy dalk die trui aantrek ook. Het ek jou reg introduce, Gawie? Ek het jou reg introduce nie. Dis eintlik Gerard. Goeienaand almal. Kan julle my hoor? Eerstens wil ek vir die Hemelse Vader dankie sê vir hierdie geleentheid. Ek dink baie keer is daar eerste keer en daar is ook 'n laaste keer. En ek dink dis ons eerste keer as Pumas Rugby Club. Stil staan. Pumas Rugby Club wat so 'n geleentheid het en vanaand is vir ons baie groot. En ons is eintlik trots vanaand, selfs aan Marikel se kant wil ek ook vir julle sê, julle is meer as welkom. Julle lyk vanaand goed manne. Ek dink soos jy opdaag, verskrik jy sommer die ander span. Maar ek wil ook in dieselfde asem vir julle sê, daai man aan die linkerkant skrik ook nie vanaand nie. Manne, ek wil net vir julle so 'n agtergrond gee van Pumas Rugby Club. Ek is nou nie van die oudste nie. Miskien het die hare nou al so 'n bietjie verander. Maar as jy 'n manier dat ek hom nou anders te kry nie. So ek hou maar nou so, ek hou nou kort, maar lyk my so kort te kom maak, so meer kom uit. Pumas het ontstaan 2005, die embleem op die trui is nie die regte jaargetal nie. En ek was nog 'n jong laaitie op skool. Ek het van die skool af het ek reguit na Pumas Rugby Club toe gekom en ek het baie jare vir Pumas Rugby Club gespeel. En daar was goeie tye
En daar was dat tye wat ons baie gesukkel het, maar ons het nog steeds deurgedruk en ons het nog steeds hande gehou en dit wil ek vanaand vir julle albei spanne sê. Vat mekaar se hande, behou die broederliefde wat julle het. Ek dink sonder hande vat gaan ons nêrens kom nie. Hulle sê altyd wanneer 'n ketting se skag gebreek het, dan is daar niks wat hom gaan hou nie. So wees julle vanaand daardie skagels in daai ketting. En behou vanaand die liefde wat julle teenoor mekaar het. En as ek mooi terugdink, Pumas en Miracles het 'n goeie rugbyverbond. Daar was nooit snaaksigheid nie. Jy sal altyd voel maar ek moet vandag gewen het. Maar daar wil ek ook nou nie sê Miracles was altyd die wenspan gewees nie. Maar vat my woord vandaan manne. Ek dink die ou gebeure was die laastes. Die ouens in die linkerkant, hulle gaan van nou af vat hulle die wen. Ek meen manne, julle gaan ook net self sê wat ek nou sê, change julle om net weer, maar ek staan vanaand ek is hier deel van die Pumas, so julle moet my manne verskoon. Ouens, om vir julle te sê, ons het baie kere het ons uitgegaan en gaan rugby speel. Julle sal nie glo nie. Dan het ons hier vervoer, dat is 'n bakkie met 'n kap op. Daar is so 16 man binne in die bakkie. En nou jy weet, na game, ek wil nou nie sê nie, hoe is dit in hy bakkie met hy 16 man. En van die 16 man het almal het gespeel. En van die 16 man het nou nog ietsie gevat ook. So nou is dit 'n hele snaaksigheid. Maar nogtans het ons gaan speel en rugby het geseëvier. En as ons terugkyk wat daai tyd aangegaan met waar vandag is, kan jy nog steeds sien die ouens het gestiek en wat hulle gevoel het en dit was gewees om hierdie span te bou en waar hy vandag is. Ons het teruggekom baie kere van die veld af. Dan hoor ons moet uitklim en die traffic en die polisie soek die klomp mense binne in die bakkie. Dan moet ons uitklim, maar moet ons gou weer plan maak om vervoer te kry om verder huis toe te kom. En ons het aangegaan nadat ons met dit het ons vervoer begin kry en die plaasbestuurders het begin help, die eienaars het begin help en toch tot vandag toe het ons eintlik vervoer en ons wil ook vir hulle ook in die hoedanigheid wat hulle nie by is, vir hulle baie dankie sê. En as julle kan sien manne, ek het hier so 2 stelle truie. Ek kan sê die ou het geslaap of gewerk in hom. Maar nee manne, hy kom 'n lang tyd aan, so julle kan hom sien, kyk gou lyk hy. Dit lyk nog soos die oopie en hy klas truie, maar dis een van Pumas se daai truie luiperds en so ante. Maar julle sal nie glo nie, voordien is nog enetjie, maar ons kry hom nêrens nie. En dan heidaglik is dit die trots wat Pumas nou het. So julle sal staan op volgende Saterdag. Miracles, julle sal nou volgende Saterdag voor hierdie ouens staan. As julle nou uit die parade doen, dan sal julle nou sien, maar hier is hierdie trui wat hy man nog vorige week gehad het. So as dit nie meer gewys het, dat is die realiteit. So van my kant af ouens, waar julle ook al deurgaan en vat mekaar se hande en behou die liefde wat julle het. Julle het 'n gemeenskap wat naweek na julle gameskok kyk, julle het kindertjies wat groot raak en soos jy op die veld is, moet jy van die veld af ook is. So hou die leierskap wat julle het goeie leiers aan albei kante, maar behou dit. Hulle sê altyd die hoogste bome kry die meeste wind. So dit wil ek vanaand by julle los. Dat wat julle het en dat wat julle goed in is, bly by dit. En vanaand wil ek vir julle as Pumas bestuur sê, gents, julle doen 'n goeie job hier omstandighede waar ons hier op ons veld beligting het. As baie klubs wat dit het, maar nogtans gaan julle en julle gaan oefen en met die seisoen wat aan die gang is dit maar min ouens wat daar kom, maar nogtans op die Saterdag, op die game dag, glo julle in mekaar. En dit wil ek vanaand by julle albei spanne los. As julle op die veld gaan, glo in mekaar. Glo net, jy is die beste. Ek het altyd vir my gesê, toe ek vir Pumas gespeel het, ek is die beste loskakel. Vanaand ek lyk vanaand miskien soos 'n flank of 'n hakker, maar ek was een van die gesoute loskakels. So ek wil nou vanaand, as jy 'n loskakel sit, dan moet jy nou gou net nou vanaand nou kom, maar dan wil jy nie nog my 'n paar tips gee nie.
Ek is nie te dierie, maar julle kan maar kom ouens. Ek het altyd in baie clubs gespeel. Dan skrik hulle, maar die ref het 'n blaas, weet niemand wat aangaan nie. As hulle dan vra hoe hulle nie, hulle sê hy man het 'n skepskop geslaat, maar niemand weet daarvan nie. So vanaand wil ek vir julle ouens sê 'n goeie derby wat op pad is. Soos julle hier is, wil ek hê julle moet in hy derby gaan met 'n goeie gees. En gaan nie die rugby. Ek sê altyd, ek sê nooit vir ouens sterkte nie. Ek sê altyd gaan geniet en enjoy net jou dag. So ek wil van die geleentheid vir julle sê ons vir julle almal baie dankie. En dit was 'n voorreg om vanaand deel van hierdie gesprek te wees. So baie dankie aan almal. Dankie aan Sanlam, Wuma, Santam en bovenal dankie aan Boland. En dan wil ek sê vir Harde Kolle, ouens, julle doen 'n goeie job. En ek wil sê sonder julle ouens kan die geleentheid ook nie sê maar geskied het nie. En verkryk jou tyd wat jy opoffer, deel van Boland se bestuur, lid van Boland. Baie dankie. Ek dink julle het seker uitgekom en vir mekaar gesels gesê, maar waar is die plek? Hy plek is hier iewers. So julle het families wat julle gelos het om hier vanaand te wees en vir ons is dit vanaand 'n voorreg. Pastor, dankie vir die geestelike woord. Ons waardeer dit as albei clubs. So dit is vir ons 'n riem onder die hart om net vir almal baie dankie te sê. Van my kant af sê ek vir julle baie dankie. Baie dankie meneer Sekou. Ek weet nie sê ek iets verkeerd. Maar jy kan sien die trots, die passie wat die man mee praat. So baie dankie vir daai. Ons gaan dan aanbeweeg die volgende spreker. Ons moet vir die Boland natuurlik 'n geleentheid gee om te gesels, hoor wat in die Boland aangaan en ek dink niemand beter as een van die jongste voorsitters van 'n rugbyklub wat natuurlik gespeel het in die Boland, Sanlam Boland top 12. Hy's die nou op die Boland as 'n IB en hy's besig en hy's betrokke by die ander 21. So kom ons sit ons hande by mekaar en verkryk vir hom hoor. Eerstens goeienaand almal. Lusen, baie dankie vir die geleentheid namens die president, Benny en ons vice-president en so ook aan ons alle IB-lede wil ek vir baie dankie sê en baie sterkte toewens. 'n Ou soos Nelson Mandela het gesê dat sport het die vermoë om gemeenskap bymekaar te bring, mense bymekaar te bring. En dit is wat ons naweek na naweek doen. Daar's niks anders om te doen op 'n naweek as om rugby te kyk. Rugby begin al die week by die skool, manne oefen naweke, of die week oefen die span, en Saterdag word daar gespeel. En Vrydag aan kan die manne nie eens slaap nie, want hy is so opgewonde want is môre rugby. En baie manne speel rugby vir die liefde van rugby. Baie manne speel rugby omdat sy ouers rugby gespeel het. En dan is daar baie manne wat rugby speel want dit is daar waar hy vir haar gaan ontmoet. En is altyd die manne wat vir hulle blink uitsmeer met die Vaseline, want hy wil ook gesien wees. En dan kry jy nou die manne wat 2 uur speel, dan kry jy ouens wat sê, maar ek is 'n 4 uur man. Ek speel nie vroeër as hy nie, dis nou hy eerste span manne. So manne, baie sterkte. Die derby days is nogal massive en vanaf die president en die Boland af wil ons ook net weer eens dankie sê vir ons borgers. Die staan hulle almal se name agter my. En soos die president altyd gesê het, of in die verlede gesê het, ons het nie geld gehad, hy het dit nie. En nou die Boland iets. En nou kan ons iets na die mense toe bring. Het gaan maar moeilik as daar nie finansies is. Almal weet dit by die clubs. Maar as daar iets is en dan kan ons vorentoe gaan en ons kan iets uit niks uit maak. Ek weet Marikels was 'n groot naam geweest en is nou nog steeds 'n groot naam. Pumas lê eerste op die lok.
So die naweek van hierdie derby van Pumas en Miracles kan ek nou al vir u sê, ek het nou al klaar my seat geboek, want daar wil ek wees. So, dan wil ek ook aan die bestuur sê, van Miracles en van Pumas, gaan tye kom wanneer dit moeilik gaan in die klub, wanneer dit swak is, of wanneer jylle swak is, maar probeer jylle sterk staan, vir al die voorsitters, wat die leiers is, en die visies, voorsitters. Soms gaan dit moeilik, en die bestuur moet altyd mekaar support. Een moet nie links gaan en die ander in rechts nie. Want op die ou einde van die dag moet ons dien as 'n bestuur, en hulle sê mos 'n vis vrot van sy kop af. En as dit bo vrot, dan kan jy maar los van die spelers, want hulle gaan een vir een los. En baie belangrik is daar 3 dinge wat ek aan geglo het toe ek voorsitter was by Bella Vista, so 2022, toe ons in die finaal gespeel het, top 12, in Saldanha. Ons het nie verloor, ons het 9-9 gedra. Hulle het net byvoeg. Wat ek aan geglo het, en ek glo dit werk, is dat spelers moet speel, bestuur, en supporters support. Maar die beste coach staan altyd agter die draad. Nee, maar glo in hy 3 dinge, mede-collega's, spelers, bestuurslede, en baie sterkte vir die derby, en so ook vir die liga wat voorlê. En ons glo dat julle sal bo uitkom. En ons weet dat ons nou net een span kan bo lê, of eerste en tweede kan lê. Maar dra jou bets, jou embleem op jou bors met trots. Speel asof jy vir die Here speel. En dis waaroor dit gaan. En onthou dat rugby was daar voor jou. Die dag wanneer jy jou oë toemaak, sal rugby nog steeds daar wees. En ek wil vir die spelers sê, moet ook nie die rugby vermaak nie. Moet ook nie groter wil wees as die rugby nie. Nee? Is lekker om rugby te speel. Maar jy moet hom speel met trots. Jy moet jou embleem op jou bors dra met trots. En as jy oefenveld toe kom omdat jy daar wil wees, nie geforce wil wees, of jy moet nou eers betaal word nie. En ek weet hier, veral hier by Pumas, en ook by Miracles, is op plase, en is maar moeilik, jy moet uit die werk het kom, en dan moet jy nou vinnig net sak neersit, iets gryp om te eet, en dan moet jy gaan oefen. Maar Saterdag, daar kan jy sien, maar die veld is vol. En dan kan jy sien dat daar is klein kindertjies wat dobbel, en wat kyk, man, ek wil soos die nommer 10 wees, ek wil soos die nommer 9 wees. En as kinders wat opkyk na julle rugby spelers, en rugby begin hierso, op die plaas. Dit is waar rugby begin, nie op die TV nie. Want hy kind kom eers, Saterdag kom hy eers uit, hy kom eers veld toe, hy kom kyk eers sy onmiddellike jeld. Nie sy jeld op die TV nie. En as 'n wedstryd klaar is, dan gaan jy altyd sien, dan die kindertjies drompel saam met mekaar, of om die spelers, net om 'n drukkie te kry, of 'n handtekening te kry, of net 'n voetdoek te kry. En hulle is trots op hulle jelde in hulle gemeenskap. So spelers, baie sterkte, bestuur, baie sterkte. En laaste, Boland Bo. Dankie. Baie dankie. Kryk Volmoer, word of the day, speel vir die Here. Ons staan waar, baie dankie Kryka. So ek dink ons het nou by tyd gekom. Natuurlik, ons wou baie graag iemand van Sanlam hierso gehad het. Maar hulle stuur hulle groete natuurlik. Sanlam wat groot ingekoop het in die Boland Rugby Union. Elke liewe klub, soveel meer as 200 rugby clubs. Natuurlik in die Boland 221 op die huidige oomblik met 1 pending. Elke liewe klub 10 rugbyballe gekry. Elke liewe klub het 'n draaiplank met 'n Nexted gekry. Elke liewe klub het 'n paar paalbeskermers gekry. Kom ons gee 'n lekker hande klap vir Sanlam op die huidige oomblik. Uitstekende werk wat hulle verrig in die Boland op die huidige oomblik. Hulle stop nie daar nie. Natuurlik, hulle koop in die Sanlam Boland Rugby Derby Days. Iemand sê nou die dag vir my Lucian, of iemand kom en daar so op een van die foto's waar die ouens met die ventcheck staan van R2000. En die ou sê vir my, jy weet, die ouens kan meer, Sanlam kan ons meer gee. Jy weet, as het R2000.
hoekom net 2000 rand en ek sê vir myself en ek dink vir myself wees hierdie ouens ons gee regsfooi vir elke liewe klub van Sanlam af. Al twee klubs kry 'n sekere hoeveelheid geld omdat hulle deelneem aan die Derby Days. Dan is daar natuurlik die Sanlam Confident Player wat ook 'n R500 kry. Ons probeer soveel as moontlik gifts weggee. Vuma wat sterk deur gaan kom. Hulle natuurlik die online kompetisie. Iemand gaan 'n powerbank wen. Iemand op die veld gaan ook die Vuma Connected Moments Award kry. Hy is die ou wat die beste geduik het in hy game en hy kry die Vuma Connected Moments Award wat 'n lekker prysie is. Dan is daar natuurlik die Rainbow Powerhouse, natuurlik Rainbow Boland wat nou Rainbow Country is. Ons weet die lekkerste hoender is Rainbow hoender, weet. Ons weet daai hoendertjies. So nietemin hulle het natuurlik ook ingekoop Rainbow Powerhouse Award. Hy is die ou op die rugbyveld wat 'n groot werksetiek gehad het. Hy gaan ook natuurlik 'n lekker gift voucher van R500 kry, trots geborg deur Rainbow. En dan is daar die Techie Town. Daar's nog 'n Rainbow Award, ja, daar's nog 'n Rainbow Award. Een van die fans wat lekker die bal deur die palle kan jaag tydens halftyd. 'n Fan gaan ook lekker 'n gift bag kry en 'n geskenk kry. Dan het ons vir Techie Town wat ook natuurlik ingekoop het. Jy moet 'n Techie Town naby wees, almal like 'n lekker paar tekkies. So ja, ons weet ons ondersteun vir hulle. Hulle het lekker sterk deur play of the game. Gaan 'n R500 Techie Town wat sou kry. Hy is die ou wat 'n lekker deurbreek spel gemaak het in die game en jy weet die game dalk verander het vir sy span. Wie gaan dit wees? Jy weet hy man moet sy hand opsteek. En dan is daar ook die Techie Town Dash natuurlik waar ons R250 vouchers gee, een dame, een seun, manne wat halftime lekker sprint vat, kyk wie vat hy, wie stap daar met die louere weg, so, as lekker geskenk om te wen, so, ja, kom ons gee weer lekker handeklap vir die borge van die Boland. Ja, sy borge kom sterk deur, maar nou sit die geleentheid natuurlik van die verteenwoordigers van al twee klubs om sterk deur te kom vir hulle klubs. Natuurlik lekker vrae gaan gevra word. Ons het vir die manne gesê, hulle kan uit die gehoor uit ook dalk kruisvrae vra, so ons gaan nou regtig slaggereed wees hierso. Ons gaan begin dan by die tuisspan, die kant van die Pumas. Hulle gaan aan die linkerkant van my sit. Ons gaan begin met die chairperson wat nie vanaand hier is nie, Reginald Simonse. Is hy so? Ja, Reginald is hier en hy het van my gesê hy's is jy so? So jy gaan jy sit? O, gaan hy sit? Ek vra nederig om verskoning, Reginald. Ek het gedink jy gaan sit, maar natuurlik die vice chair is hier so in sy plek. Hy gaan die kantoor verteenwoordig vir die Pumas, Kelvin Fredericks. You're now listening to an official Oh-So City mix. Oh-So Chairperson, Reginald, jy kan maar lekker sit in jou plek. Dan die volgende man wat na vorentoe gaan kom vir die Pumas is natuurlik die afrigter, die man wat die span moet brei, seker maak die span is slaggereed wanneer hulle die 4 lyne binne tree. Kom ons hoor dit vir JP Smit. Natuurlijk moet het daar 15 mannen tussen die 4 lijnen gaan en dan moet de man wees wat natuurlijk die spat gaat leiden op die veld. Hij moet die kapteinskap draad, die berg gewoonlijk op die skouwers. Vir hierdie en vir die man wat die span gaat verteenwoordig. Kom ons hoor het vir die Benito Slingers. Alright, hulle opponente, manne wat gaat met reis uit Woolsley is 'n kant af, is definitief 'n span wat wil wys waarvan hulle gemaak is in hierdie derby en gaan begin by die chairperson, die man wat natuurlik die klub moet lei, die visie moet stel, die missie moet stel vir die klub. Kom ons sit ons hande bymekaar vir Lorenzo Johnson. Dan het ons natuurlijk die afrigter van Miracles. Kom ons sit ons hande by mekaar vir Terrence September. Terrence lyk soos 'n man wat weet met die manne te werk, om die manne te lei. Ons sien uit om te hoor wat Terrence sê. Dan natuurlijk die man wat die try oor die kop gaan trek, die body on the line gaan sit vir sy span, die kaptein van Miracles. Kom ons hoor dit vir Curtis Cyphers. ¿Cómo estás, amigo? Namaste. ¿Cómo
Manne, soos wat julle kan sien, daar is mikrofone voor julle op die tafel. So hierdie kant sal werk saam met Pumas en hy kan sal werk met Miracles. Ons gaan begin by Pumas se vice-chair Kelvin Fredericks. Kelvin, die derby tussen hierdie twee spanne, Miracles en Pumas. Boland het nou lekker ingekoop, wil dit 'n lekker groot derby day maak. Wat maak jy van hierdie derby tussen hierdie twee spanne en wat kan die mense verwag as hulle hierso op Lakenvlei gaan oppiets? Goeienaand Lusen, goeienaand Boland. Ons wil dankie sê aan julle en Miracles, ons opponente wat gaan kom. Wat ons wil maak is, eerstens, ons die veld is op Rabou Park, waar ons allemaal sal wees. En ons is te wachten vir Miracles daar. Eerst wil ons zorg dat die veiligheidsplan sal reg wees. En dat ons, ek sê baie kere, gaan ons uit op 'n veld en dan sien ons eerst maar ons opponent is vandag bietjie groot. So kom ons kyk gou waar ons eers kan fout vind. En dan soek ons altyd eers die veiligheidsplan. As ons die veiligheidsplan kry, dan sê ons vir onsself, manne nee, want hier sal ons moet eers vanaand 'n draai kan maak. Of ons hier moet ons draai. Want dit lyk bietjie groot, maar dan daar druk ons hom deur. En so ons wil vir Miracles verwelkom by ons met veiligheid eers op die spel. Ons het ons maar beheer oor ons velde en waar ons toeskouers is. Soos ons net gesê dat kry ek net gesê dat die grootste coaches daar was maar agter die draad. So hulle gaan praat en die toeskouers. Maar Miracles, ons wil julle verseker dat julle gaan baie welkom voel by ons. Ons sal sorg dat julle veilig is en ons sal sorg dat julle spelers op die regte plekke is. So dit is wat ons vir julle wil gee. En dat ons die dag sal geniet en dat ons aan daar weerstap. Ek dink Gertjie net oor sê die ketting moet ons hou. En ons as voorsitters moet net sorg dat ons spanne en die beheer en die veiligheid tussen ons spelers en binne die bestuur dat ons dit net kan regkry. En op die stadium is dit bietjie moeilik vir ons, nie heeltemal moeilik nie, want ons het verskillende plase. So elke plaas, ons is dink dit 3 of 4 plase. So elke plaas moet jy maar kry want die ou gaan nie vir my eers sê nie. So ons as voorsitters, bestuurs, president, ons moet nogal 'n bietjie hard werk. Maar ons verseker vir julle, ons wag vir julle en ons is reg vir julle. Lorenzo aan jou kant natuurlik, Miracles se chair. Wat beteken so 'n derby, die feit dat Boland Rugby inkoop, jy weet koop in maak nie saak watter vlak jy op die huidige oomblik speel nie. Wat beteken so 'n derby vir julle klub en ja, wat kan die Boland verwag van Miracles op die huidige oomblik? Goeienaand almal. Dankie Lusen. Welkom meneer Volmo, een van my helde. Meneere, van Miracles se kant af, ons was groter. Punt nummer 1, ons was groter van Pumas af. Pumas is eigenlijk die lockleaders. Wat een secret weapon, wat een gaiminent. Je moet niet vergeten, wat een gaiminent. Maar Miracles, zoals ik zei, we streven altijd met discipline. We respecteren daar waar ze komen, ze respecteren ons allemaal. En ik zie uit naar de rugby. Pumas is een baie bewegelijke span. Hulle is mannen wat deesdae die 60's in die liga aanteken. Maar dat skrik vir ons af, dat skrik vir ons af. Daar is 'n manier hoe hulle vir ons gaan afskrik. So volgende week sal 'n groot wees en ons kan nie wag nie. Nou, hy manne kan nie wag nie. Kom ons hoor wat sê die afrigters natuurlik. Ons moet weet wat sê die afrigters. Hulle is die manne wat saam met die ouens werk. Ons begin by Pumas as afrigter JP. JP, jou werk op die huidige oomblikke as afrigter by die Pumas. Enige plek as jy in die Boland afrig, jy weet, jy lê nou bo aan die puntelie, raak dinge bietjie makliker, jy weet, waters raak 'n bietjie ligter. Hoe is jou squad op die huidige oomblik en wat is julle manne se doelwitte natuurlik vir 2025? Goeienaand almal. Dankie vir die nee, die derby is vir ons baie belangrik. Want ons lê mos nou eers so hele jaar eintlik vir ons. Maar ja, nee, ons sukkel so 'n bietjie met die oefeninge, maar ja, ons sal planne maak, ons probeer planne maak en alles en dis waar rugby gaan. Sien, as nou my eerste jaar by die Pumas as die coach en dankie vir die geleentheid, Kelvin manne, bestuur wat my gekies het daarop. Maar sover vloei ons en ons raak sterker. En
dankie dat jullie voor ons gekies het als die Derby Days en ons het gemaakt. Maar ik geloof, op die dag zal rugby zeer vieren. En toeschouwers, spelers, geniet jullie zelf. Maar ik geloof, ons is recht. Ons is recht. So jullie kan, die dag kan jullie harde game verwachten. Van mijn kant af. En van mijn kant af wil ik net voor mijn spelers zeggen, sterkte. En ons gee net die dag ons alles. En voor die jaren alle eer. En dat is een voorrecht om rugby te kan spelen en te coachen. En geniet alles wat rondom die dag betreft. Keppie, wat zeg jij? Dank je, mannen. Coach JP. Coach Terrence September. Coach JP wil graag hê dat rugby moet seëvier op die dag. Ek is seker hy gaan wil hê jou span moet seëvier op die dag. Wat kan ons verwag van die Miracles span van jou? Jy werk elke dag saam met die manne. Jy sien wat is hulle potensiaal. Jy sien wat hulle kan doen. Wat kan ons verwag van Miracles en wat is coach se doelwitte vir 2025? Ik wil net vir een en elk wat Pumas is, Miracles, allemaal net een hartelijke goeie aand sê. En dan wil ik het gehoor wat sê die hoofdcoach van Pumas. Maar kom ek is eerlijk, ons is een span met visie en doelwit. So ons visie en doelwit moet er 100% wees. En ons glo aan, einde van die jaar sal ons top eindig. En ek glo aan ek glo aan my players 120%. Ek is meneer 120%. As jy nie 120% gee nie, tapvlak, dan waai jy. So wat ek vir Pumas kan sê, ek sien uit, ons gemeenskap sien uit. Ons wat daar op die plaas bly, ons sien uit na die derby dag van next week. En glo my vry coach, jy moet reg wees, maar as kom met alles kom ons. Maar ek wil hier dan sê. Die Benito, jy is die man wat natuurlijk die trui oor jou kop gaan moet trek. Jy gaan tussen die 4 lijne moet gaan, jy gaan die manne op die veld moet lei. Jy is vol selfvertroue in jou boys om die oorwinning natuurlijk te kry oor 'n span soos Miracles wat natuurlijk al grootheid daar gespeel het. Jy is vol selfvertroue dat julle manne hy ding kan deurtrek. Dus dan sê definitief is ek vol selfvertroue. Ek sê altyd vir my boys op die veld, sens, kom ons doen dit wat vir ons gelukkig hou en dis punte. Kom ons teken punte aan. Vergeet wat coach gesê daar buite. Ons het een doel op hierdie veld en dit is om vir coach gelukkig te maak. So punte is baie belangrik vir my en vir Miracles wil ek sê hulle kan vir hulle regmaak vir een groot harde wedstryd. Maar op die oomblik is ons fokus nie so seer op hulle nie. Ons fokus vir die naweek vir ons opponente Arrows. So Miracles wees rustig, julle die wraak kom nog. Ons sal nou nie vanaand so baie emosie in vir julle toon nie, want volgende naweek glo my dit gaan nou mercy wees. Curtis, aan jou kant, jy is die man wat natuurlijk jou span gaat moet lei op die rugbyveld, trots van Woolsley, jy weet, die manne gaat kom met alles wat hulle werd is. Wat kan ons verwag van die troepe van jou, my maat, is seker 'n span wat ook terugstaan vir niks. Ja, seker 'n voorreg om hy man ook op die veld te lei. Ja, dankie Lucien. Ek wil net sê, hulle het oor het laatste seisoen het ons, eintlik laas jaar het ons vir hulle gespeel. Ek het 2 keer vir hulle gespeel, baie van die ouens wat nou in die span is, het hulle nog nie gespeel. So ons het baie secret weapons, om het so te stel. Ons 2 keer het ons moes nou vir hulle gespeel, laas seisoen het hulle 2 keer met 2 punte, het ons vastgeval. En ek glo aan, hulle moet maar vir hulle gereed hou.
En hulle moet vir hulle sommer iedere die Vrydag. Gaat slaap maar sommer die middag man. Van hoe kom ons gaan kom met alles wat ons het en dinge gaan sommer lelik is in 'n goeie wy. En ons motto is ons wykie van die plan af hier. En my plan is om my plan met my span saam met my is om die water te trek. En ons is klaar besig om die water te trek en ons is al ver al. So ver het ons, ek kan sê dat ons doel al klaar bereik al. Van hoe kom ek het nie my kop, ek sit nie my kop op hulle nie, van hoe kom is maar net nog 'n wedstryd wat ons gaan speel. So ja, hulle moet vir hulle reg. Daai man weet, hy maak nou so. Hy man sê hulle moet slag gereed wees. Lorenzo, ek kom weer terug na jou toe. Ons moet net gesels natuurlik. Miracles 3 jaar terug, ek het my knie seer gemaak aan Woolsley. Toe speel ek vir Newtons teen Miracles 3 jaar terug. So julle het in die grootheid daar gespeel, niks minder as 3-4 jaar terug. Julle speel op die huidige oomblik in die gemeenskapsskuld. Nee, so ons moet daaroor gesels natuurlik. Wat is die plan nou vir julle om weer, jy weet, jouself te graaf en jouself waar uit te kry en jy weet weer te gaan meeding in die topligas van Boland? Dankie Lucien. Toe u dit nou noem, was daar gegil van Puma se kant af. Maar daar is 'n major ding wat met ons as klub gebeur het. Dis iets klein, guys. Toe ons val, het ons geval tot in die streek, het geval tot in die laaste liga, wat eigenlijk is gemeenskapsskuld. Players het beweeg, dus is nog deel van die groot uitdaging. Dis een van die redes hoekom ons gesak het. En die next seisoen, die nuwe seisoen, dis het harde werk wat daarvoor lê vir ons. Daar was hier 'n bestuur wat oorgebly het, hè. Daar's 2-3 players wat oorgebly het. Net 2-3 players. Maar ons president en die spelers wat oorgebly het, hulle het goed gedink om in te koop. Manne te identifiseer wat hulle sien, wat die waar die drif kan trek in die moeilike omstandighede wat die klub verkeer op daardie stadium. Ja, en daarvan af het ons begin werk. Daar is 'n bestuur, daar is nog steeds net 3 players. Soos het daar begin, was het nie vriendelies gehad laas jaar. Boland het geweier dat ons vriendelies speel. Maar ons was gelukkig om deel te wees van die gemeenskapsskuld aan die ouende van die dag. Meneer Kerk was een van die manne wat daar op die veld opgedaag het om die spelers te kom tel. Om seker te maak is hier genoeg spelers aan Miracles se kant af om deel te wees van die liga. Dit was moeilik. Die eerste 3-4 wedstryde het swaar gegaan. Ek praat nou letterlik van die B-span speel, die ander 3 man waarom op wat niks moet gaan speel. So het dit gegaan. Toe kom ons met 'n goeie plan voor en dag as bestuur. Ons gaan kry toe 'n bekende man binne in die dorp om vir ons te kom afrig. 'n Man wat almal ken binne in die dorp, 'n man wat jare rugby gespeel het, wat al die spelers ook ken. Coach Steer in September, wel dan. En dit is daar waar die getalle gekom het. Dit is daar waar ons ook nou kan gesê het, nou begin speel ons rugby. Dit is iets soos 4 verloor reeds weg. Die manne ingekoop het, die coach het gekom en die coach het werk gedoen wat hy nou nog doen, is 'n goeie job wat hy doen. En ons het begin wen rugby speel. Die gemeenskapsskuld was die gil wat hulle gehad het. Hulle begin weggaan in die gemeenskapsskuld. Want hulle het begin bang raak. Hulle het begin bang raak. As ons kyk na Hobel, die enige span wat vir Hobel laas jaar gewen het, was ons. Jy het ook vir Hobel gewen. But anyway, ons kon die topspan gewen het, teen die einde van die seisoen. Ons het die nuwe seisoen begin, Lock Leaders. Ons het 'n wedstryd verloor, was die Lock Leaders. Hulle het ook 1 verloor, ja. Maar was die Lock Leaders, kry ons mos nou die afnaweek. Dus ons met die Lock Leaders sien. Wel dan Pumas, julle is die Lock Leaders, geniet dit daar. Wel dan, geniet dit daar.
Maar ek beloof vir julle tyd raak min. So wen maar vir Arrows. Ek is klaar met Arrows, ek het hom 50 gegee. Wen julle hom maar. Maar next week, as julle die naweek vasval nie, next week, as ek die lok leaders. I promise you. Love it. Lorenzo Johnson. Ek beweeg na die vice chair toe van die Pumas. Ek het gehoor hoe praat Gertjie voorheen toe hy gesels het oor die uitdagings wat julle manne het as 'n klub. Jy weet ligte wat nie aangaan, soms speel oppervlakte, al hierdie dinge. Hoe is julle manne besig om te venture hierso in die gemeenskapskuld en wat is jou visie en waar sien jy die Pumas rugby klub opeindig? Lucian, ek het net eintlik iets uitgelaat wat ek net wil byvoeg is. Omdat ons van verskillende plase is, maak ons gebruik van die eienaars vervoer en daarvoor wil ons net vir hulle dankie sê. So ons kom as 'n span kom ons op 'n Dinsdag aand, op 'n Woensdag aand kom ons bymekaar en ons probeer doen wat ons kon doen. En dan tussen praat ons altyd elke plaas of 'n groepie wat op sy eie is kan op sy eie oefen. Dis hoe ons maar deur die gang kom. Huidiglik op ons veld daar ligte maar ons het die kraggie. So dat werk ons nog aan en hopelik vorentoe aan die tweede ronde behoort dit reg te wees. En daar behoort Miracles nog beter 'n groter game te verwag van ons. Op hierdie oomblik oefen ons maar 'n uur en 'n half oefen ons maar. So ons kry nie genoeg in wat ons wil insit nie. Maar ons gaan nog altyd vir Miracles wys wie is die baas hierbo. Op hierdie oomblik hulle kan vir hulle reg kry. Hier raak dit verskriklik koud. So die spanne wat die NATO kom met hulle weet dis koud. Laas naweek was Kromwoud nie geweest dat hulle gesê het nee man. Kom ons blaas die game af. En ons het bestuur dit is en nee, ons speel die game vol. Rugby is 80 minute en ons speel dit. Maar ons het baie uitdagings en saam met dit het ons 'n bestuur wat ons maar in die hand hou en sonder hulle kan ons eintlik niks doen nie want ons moet die klap met mekaar hou, ons moet die bestuur met ons mekaar ondersteun. Hulle is hier spa vanaand. Ek wil eintlik vir Freddy wat ons president is, Freddy Skippers wil ek vir hom sê dankie. Ek wil van Lena sê dankie. Pastor Cecil, Reginald en dan Adam wat ook deel is van ons wat ook die vorige seisoen deel van die coach gewees het en hy het besluit nee, dat gee vir hom grys hare maar ek sien sy hare is eintlik vanaand baie kaal. So ek dink is meer na bless toe. So ja, Miracles ons het baie uitdagings. Julle weet hoe dit gaan dit. Ek meen van julle sal dit weet op die plase gaan dit net maklik en ons probeer wat ons kan. Maar ons is reg vir julle. Ons gaan vir julle game gee en ons gaan vir julle iets gee wat julle moet huis toe vat en gaan sê manne, ons moet nog hier aan werk. As ons hier aan gewerk het, sou ons vir hulle iets gedoen het. Coach Sterrens, die chair praat met groot lof van jou. Jy dinge kom verander in jou dorp, in jou gemeenskap, in die rugbyklub in. Ons hoor hoe die manne praat nou, jy weet, hulle het iets vir julle. Coach, wat gaan obviously, die manne leer mekaar se way of play. Wat gaan Miracles se way to victory wees? Wat gaan hulle pad weg wees om vir Pumas op die dag te oorwin? Enige sterkpunte wat coach se span sien en dalk swakpunte wat coach in hulle span sien? Kyk ons eerste motto is Pakie Lori. Hy moet eers ons dek moet hy kan verniel. As hy nie ons dek kan verniel nie, dan moet hy weet. En tweedens, agter, hy moet my mid aan kan vat. As hy nie my mid kan aanvat nie, dan het hy begate deur hom. Dis wat ek vir u kan sê. Ja. Hy is Coach Sterrens, Coach JP, julle kant, hoe klop julle Miracles? Jy weet, het gaat altyd, die voorspelers, die vaste facette gaat altyd baie belangrik wees in 'n wedstryd. Wat steek daar by julle? Wat sien jy in Miracles wat julle dalk kan ontbloot en waar julle die vrugte kan pluk? Nee, my dek is ook so. Ek het ook 'n dek. En ek het ook 'n agterlyn. Hy gaat ook as jy nie die dag opdaag vir rugby speel en jy is reg nie. Dan gaan daar 60, 70, 80 uitkom. So ek en coach, my mede-coach, ons praat dieselfde taal. Die leer die grondslag afvoer, as jy nie opdaag daarvoor nie, dat is het nacht.
En dan spelen ze om punten toe. Dat alles links, rechts, links, rechts. Nee, dat is... Curtis, ons wil graag weet, ek is seker die Boland ook wil weet, jy speel saam met die manne. Wie is die eisters nou aan in julle span op die huidige oomblik? Wie is die player to watch? Vir wie moet ons dophou? Vir wie moet Pumas dophou? Ek wil nou nie leens praat nie, maar daar is te veel spelers, so ek gaan nie nog 'n naam noem nie. Van die top try scores, baie van die ouens kom van ons af. Die vice captain en dan ek myself. So ja, hulle moet van 'n regering. De Benito aan julle kant. Wat gaan jy in Laken vlei aan? Wat kan die mense vooruit sien? Jy weet, ons wil graag weet wie sy speler om vooruit te kyk. Die Boland wil graag hoor. Jy weet, as jy dalk 'n man wat hier rondhardloop wat 'n deurbreekspeler is hier by julle wat. Lucian, glo my as ek dit sê. Hy is te persoonlik, man. Kom ons los maar hy jakkals met sy eie stert. Hou net my hakker dop, asseblief. Dis net my hakker. En dan kyk jy my die res van my span. My hakker lead en die res van my manne, glo my. Hy manne glo nie van krag weggooi nie. So, Marikels, glo my, hulle het een powerbomb van my gevat, nee. En glo my, yes. En ek kom volgende week reeds om van hom gebruik te maak om alle swak skakels uit te wys. En hy is een van hulle. Glo my. Hy is een van hulle. Want my manne, alles manne van Tsub. Glo my, my manne se harte is te klein, hulle huil baie gou. Daai is hoekom ek sê vir hulle kerels, kom ons steek punte aan. Daai maak maar vir julle gelukkig, man. So glo my, Tsub se baas. My manne is huil se baas. En punte, masjiene het ons van alkant. Hy was lekker. Is daar iemand in die gehoor wat dalk 'n vraag het? Iemand van Miracle van Pumas dalk 'n vraag vir iemand van Miracles? Goeienaand, Miracles, Pumas. Ek is president van Pumas. Ek het net 'n vraag vir die kaptein van Miracles. Hy het gepraat van hy wil die waar deur die drift trek of die waar sal reeds ek weet die waar staan nie waar nie. Ek wil net weet. Ek wil net graag by jou weet. Jy moet baie seker maak dat jou waar 'n spaarwiel het. Baie dankie. Meneer, as ek nou reg, meneer die president, my waard nie 'n spaarwiel. My wiele raak die papi, ek draai kom net so alweer. So u moet ook sommer gereed wees, man. Ek daar vir my poel het ek moet sommer almal uitdaag. Is daar nog iemand met 'n vraag? Iemand die van Miracle se kant af? Niemand 'n vraag hierso nie? Kaptein, ek wil baie graag by jou weet. Haas dit my kaptein, jy het ons hand in mond beloof op Facebook wat jy dit klaar vir ons gewen het. Ek soek hy R500 want hy moet dit deel. Asseblief. Wat Wade gesê het. Wade het gesê. Wade November het gesê. Wade November het gesê. Daar's R500 op die spel vir die kaptein. Want ek vir jou hierso slat. Okay, maar laat ek vir jou so sê. Daai vraag was hy namens ons, was daai vraag was hy of daai stelling was hy namens ons daar gesit het. So die persoon wat hom daar gesit het moet maar sy R500 vir jou gee. As u ons maar wen. kyk, nee? Maar kyk, dit is op Miracle se groep gesit. En Miracle se naam is daar betrokke. Nou so, ek neem aan dit is die klip homself.
Alright, dus is weer eens terug. Jammer vir die kort onderbreking aan net 'n vinnige kragtrip gewees. Ons het nog 'n vraag hier aan die kant van Miracles. Goeienaand, almal. Ik ben Nagant. Ik is een van Miracles players. Ik kan niet zeggen wat de speler is, wat baas speel ik. Kan de beeldspan speler ook wees dat. But anyways, kapitein, die vraag is voor jou. De afgelopen guys dat Miracles nou al gespeeld. Het jullie in halve spannen gespeeld, nee? Want elke game met ons spelen dat de mannen afpas, de mannen afgedragen. En niet alle dingen is die. Als jullie mannen gereed om hospitaal te pas. Hoofleier, kom ek sê veel so nee. Van die keppie se kant af nee. Naweek na naweek nee. Word het vir my gesê ons het 10 blinde mense gespeel. Want as hulle kyk na die telbord, dan sê hulle daar was nie mense op die veld nie, want jy kan nie met 'n 0 terugkom nie. Jy verstaan? So ek wil nou nie daai statement self maak, jy verstaan? Om te sê die mense gaan vir my dieselfde vraag vra 'n naweek weg van nou af. Of ons ook 10 blinde mense gespeel het, jy verstaan? So ek hoop julle manne nee, jy jou kaptein, jou coaching staff almal, julle gaan speksyfers toe en kry vir julle elkeen maar bril dat ons nog maar 10 mense speel wat kan sien. Jy verstaan? Maar soos jy vra of ons reg is vir hospitaal, enige tyd maar kan. Ons hou van besoek by hospitaal af. Dis baie naby by ons vat taxi's om mee af, Ubertjies. Ons hou van sonnaandoggende playsloop besoek, wat ons nog Vrydag aan of Saterdag middags hier gemaak het. Hy is lekker, daar's nog niks meer vrae in die gehoorie. Speak now for your hold your peace, gentlemen. Ek gaan vir julle manne nog een laaste geleentheid gee, net om te sê wat op jou hart is. Ek dink ons begin by die afrigters. Ons begin eers daarso, gaan ons eers by jou begin, JP. Jy kan jou laaste woorde sê, net iets wat op jou hart is. Ons het nog so 'n paar minute en dan gaan ons natuurlik die alombelangrike face-offs doen tussen hierdie manne. Hy gaan lekker wees. Nee, aan my spelers, ons moet, julle het nog gehoor wat kom hier uit. Hulle beloof ons eintlik in soveel woorde. Soos hy man in die gehoor gesê het, hospitaal toe. So meet 4 en 14 mekaar coach volgende week. Na die game kan ek 'n coach lekker aanskud en sê, nee. Nie Miracles wel dan nie. Nie Miracles wel dan nie. Maak nie saak wie wen nie, maar ek glo my span gaan wen. Maar op die ouderste van die dag is dit ouens wat uit hulle hart uit rugby speel om hulle naweek lekker te maak, om nie rond te loop met verkeerde dinge te doen en so aan te nie. Op die dag gaat het ons oor rugby. En laat de rugby volgende naweek, laat het 7-4 en laat ons elkaar verdraaien op die veld en mooi rugby spelen. Hoe zeg coach? Ik hoor jou coach. Zoals die daar zei, ik geloof dat rugby moet bij die dag 7-4 volgende week als Godse wel zoals het fris en gezond. Dus ik zei, ik wil niet nou bij je praten, maar ik hou af van wat ik jou net gezegd heb. Mijn dek. Ik hou af van dat je dek zwaar maken. Mijn dek is niet zwaar, hij is atletisch, hij is gespierd. Maar wat ik kan zeggen is, ik geloof aan rugby gaat 7-4 volgende week. Ik zie niet daarna. Want dat maakt ons gemeenschap trots aan de kant dat Boland voor ons die geleentheid gegeven heeft. En ik kan net weer eens zeggen, baie dankie Lucien, baie dankie Volmoe, baie dankie Klaasen. Ik waardeer alles wat nou gedoen is. Baie dankie coach Keppies. Wil ek vir my toeskouers sê by die huis teenwoordig maak vir julle reg vir 'n massiewe game, 'n lekker game waar julle gaan rugby sien, lekker hardop rugby, lekker fisiese rugby. Miracles, sterkte met julle voorbereiding. Pumas, julle weet. En ek wil nie sê dat moet vir julle opgewonde maak, want elke game maak vir my opgewonde. So, gents, geniet dit. Al wat ek sê, geniet dit. En laat Pumas se rugby 7-4.
Kepi? Ik ga niet nog bij je praten. Ik heb zeker al te veel gepraat. Al. Maar ik wil voor jullie zeggen, mannen, Pumas, sterkte met hierdie week zijn wedstrijd. En dan wil ik voor jullie zeggen, hou die lichaamsrecht. Van mannen, ik heb jullie nou al, ik zeg weer, ons kom met alles. Nee? En die span ken jullie ons nou niet. Maar ja, ouwens, volgende week moeten we uitgaan en net die game genieten. En laat die discipline haar is. Van ons kom je daar om elkaar sier te maken. Alles hele jong, rugby is een mansport en allerlei goed. Maar je maakt jouw mede, je kan ook zeggen, jouw team waarin je speelt, maak je niet onnodig serie. Zo komen ze uit volgende week en dus geniet die dag. Ja. Ons beweeg naar die chairpersons toe. Miracles, ik wil jullie net verzekeren dat volgende week zal jullie veilig wees bij ons. Dat is maar ons werk van bestuur af. En dat is wel bij elke speler, Miracles, coachen, spelers, willen spelers zeggen, sterkte met die voorbereiding. Ik weet, jullie gaan bij hard werken, jullie gaan harder werken als wat jullie gewoonlijk werken. En ons club gaat aan met ons wat ons doen op het huidige ogenblik. En sterkte aan jullie ook. Ik weet, jullie maken ons altijd trots. Dat is baie kere want ons altijd naar huis toe komen en dan voelen man eerst dat ons net zo gemaakt het, zo gemaakt het. Maar dat gebeurt op die dag van de wedstrijd als hij één winnaar. En dan moet net één winnaar wees. Net zoals die voorzitter die kan voelen, zo voel ik ook. Dat mijn span gaat de winnaar wees, hij gaat voelen zijn span is de winnaar. Maar die één ding is, kom ons laat rugby seer en zoals die kapitein gezegd dat ons maak ons mekaar seer, ons kom met mekaar seer te maken. Ons kom op die dag te geniet. En krijg ik het voorin gezegd, daar als kindertjes, daar is iemand wat opkijkt naar ons toe. En ons moet hou bij dat. Ik kon daar nog voor een paar jaar, ik denk als 2 of 3 jaar terug, nee ik lieg, dat is 5 jaar terug geweest. Was ik en Gerkie samen gespeeld. En op die ogenblik heb ik gehoord hoe ze die kindertjes. Je zei, ik wil zoals Kelvin wees, ik wil zoals Gerkie wees. En dat die tussen ons ook zulke mannen zal uitdoen, die kinders, ons kinders zal opkijken en zeggen, man, ik wil zoals die man wees, ik wil zoals die man wees. Ik één dag groter gaat ik 10 speel. Dat is een klein mannetje, maar hij voelt, nee, die wijs zoals die man speelt, die loskakel van Miracles, die wijs zoals Puma's loskakel speelt, voel hij gaan spelen zoals die. So kom ons gaan uit en ons brengen discipline veld toe en ons genieten de game van mijn kant af. En de laatste ding is, ons gaan opdagen, elke plaats, ons het klaar geregeld, gaan opdagen met de bus. Dat gaan lijkt als mensen ingekoop. Dat is onze eigen spelers. Kelvin Fredericks van die Pumas. Renzo, jij is die laatste man. Dank je. Woord. Het is altijd lekker om laatste te praten. Pumas, players, Miracles players. Die derby day, dat is iets wat soms personal raakt. Bias uit vandaan. Emoties is getoets. So players, ons is samen jullie op die veld. Nee? Maar eerstens, jullie moeten die wedstrijd genieten. Ons dag op. Met 3-4 bussen sommen. Wat ik achterkom met Lucen is, die kindertjes maken die bus vol, man. Dat is hoe ons support wordt, die kindertjes. Dat is een bewijs dat die kinders beginnen kijken op en hulle het klaar heroes geïdentificeerd binnen hele boys. So, ons respect mekaar, ons draai discipline op die dag boys. Boland, die mannen van Boland gaan ook daar is. So, ons draai discipline op die dag en ons maak het mooi. Ons wijs vir hulle, ons is die klas, goeie besoekers. Wat tot op hulle veld kom, punten vat en weer huis toe gaan. Dankie boys. Daar het baie dankie. Ons gaan nou die mannen vandaag op square. Miracles gaan van die kant af komen en dan natuurlijk Pumas se mannen gaan van die kant af komen. Dankie. Dankie gents.
Oh, so city. Julle moet mekaar net daarvoor kry. Ons gaan eers begin met die chairpersons aan die kant van Miracles. Is dit natuurlik Lorenzo Johnson en vir die Pumas is dit Kelvin Fredericks. Kry meneer. Maar wat mekaar ordentlik gaat gryp Saterdag wanneer hulle hierso ontmoet. Miracles wat gaat speel teen die Pumas. Dan gaan ons beweeg na die afrigters toe. Vir die Pumas is dit JP Smith en vir Miracles is dit Terrence September. Man is bietjie meer respectvol die afrigters. Hulle gaan seker maak hulle spanne is gebrei en reg vir die wedstryd. Hierdie twee manne wat nou gaan uitgeroep word, hulle gaan natuurlik tussen die vier lyne gaan. Hulle gaan verteenwoordig. Vir Pumas is dit de Vito Slingers en vir Miracles Curtis Syfers. Het gaan een titanische strijd wees. Zaterdag 24 mei hierso. Lakenvlei is die plek om te wees. Mannen kan net hier so vannacht kom staan. Baie dankie Kruik. Al die mannen wat verteenwoordig het, mannen kom staan hier. So ons gaat allemaal groet. En ons gaat net baie dankie sê natuurlijk vir Hardekole wat uitgesaai het. Wees so seker hierdie wedstrijd gaan uitgesaai word. Deur Hardekole rechtstreeks 24ste mei. Hierso, die wedstrijd 4 uur natuurlijk tussen hierdie twee spanne, Pumas en die Miracles. Baie dankie vir die fotograaf ook, man wat die foto's geneem het. Baie dankie aan die pastor wat 'n woord met vuur en vlam gebring het. Baie dankie aan julle wat allemaal uitgekom het, die ondersteuners, die bestuur van die klubs. Mag julle klubs net van krag tot krag gaan en mag julle vooraanstrewend wees in alles wat julle doen. Kruikie, baie dankie. Ja, en een en elk wat ingeskakel het, een en elk wat gekyk het, wat die tyd gemaak het. Ons hoop julle dit geniet. Boland is 'n unie wat verseker van krag tot krag gaan. En as ons klubs het wat so is en wat in sulke passie uitkom om hulle rugby te ondersteun, dan kan ons net vorentoe beweeg. Baie dankie aan julle. Baie dankie aan een en elk. Die Here seën, hy lei, hy sorg en hy beskerm tot ons mekaar weer ontmoet. God bless.